Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Nou as jy nou al 'n rukkie saam met my is en jy volg ons goed op Facebook, sal jy weet ons praat van prayer bullets, gebedskools. Ons praat van 'n belofte in die woord van die Here wat soos 'n koel gelaai word in 'n geweer en die geweer is jou mond. Die verklarings wat jy maak oor die woord van die Here is soos 'n gelaaide wapen, is soos 'n geweer wat 'n koel afvuur van 'n skerp skutter. En nou wonder jy nou seker nou, maar waar kom ek nou daaraan? En eintlik het hierdie by my in my hart opgekom toe ek na die storie van Dawid weer kyk. Dawid wat hierdie worship warrior king is. Hy is die enigste koning van Israel wat hierdie 3 ampte gehad het, 'n aanbidder, 'n vegter en 'n koning. En ons weet, Dawid is die enigste koning in die geskiedenis van Israel wat nie een fisiese oorlog verloor het nie. Maar hy het 'n paar geheime gehad, né? Een van daardie geheime is dat Dawid middernag gebid het. Lees dit in Psalm 119. Hy het die geheim geken van middernaggebed. En hy sê, ek loof U Here, ek staan middernag op, sê hy, en dan loof ek U Here vir U regverdige verordeninge. So hy praat van die woord, as ek dit in my woorde kan sê. Hy staan op en sê, ek loof U Here vir U woord. Middernag doen hy dit. Hy het die geheim geken van middernag. So ek gaan nou nie vandag met jou praat oor middernag gebed nie. Ek het nou al 'n paar programme met jou daaroor gepraat en ons sal ook weer daaroor praat. Maar as jy die geheim van middernag gebed wil weet, gaan na ons webwerf toe, prayerevangelist.com en koop vir jou die geheim van middernag. En dan gaan jy 'n klomp goed daar sien wat jou gaan vertel hoe werk dit. So, nou is ons by die storie van Dawid. En hier is hierdie Goliat. En onthou, Goliat verteenwoordig 'n bose gees. Want Efesiërs 6 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose geeste in die lig. So Goliat verteenwoordig 'n bose gees wat deur hierdie man werk en sy doel is om jou in vrees te verlam, om jou te verkleineer, om jou te verneder, en daai gees werk eintlik vandag nog teen kinders van die Here, né? Om jou met vrees te vervul oor, jy gaan nie hier uitkom nie, en jy gaan nie hierdie geveg wen nie. Maar dan kom Dawid op die toneel, terwyl die hele weermag van Israel wegkruip in vrees en in bewing. Verskyn Dawid op die toneel. En Dawid het so 'n verhouding met die Here, uit sy aanbidding uit, né? Want onthou ek het jy ook al gesê, autoriteit kom uit intimiteit. En jou gevegsplan kom uit intimiteit. En enige situasie waarin jy kom, moet jy eers by die Here praat oor jou situasie, voordat jy in die geveg kan ingaan. Dawid leer ons dit reg deur sy lewe, op 'n asemrowende manier, leer ons hoe Dawid by elke geveg eers die Here raadpleeg. En dan doen hy net wat die Here sê. Partykeer sê die Here, jy kan trek en jy gaan hulle oorwin. Ander kere sê die Here, wag, totdat jy die geruis van die voetstappe hoor in die boomtoppe, wat natuurlik praat van die oorlogsengele. So, Dawid weet, hy hoor by die Here, en dan kom hy in hierdie situasie waar hierdie moordmasjien, 'n professionele, opgeleide, zwaar gewapende moordmasjien op die toneel is, en die hele weermag van Israel kruip weg. En eintlik kom Dawid op die toneel en hy sê vir Goliat, jy verneder eintlik nie ons nie, jy val ons God aan. En dan het jy mos groot moeilikheid. Jy moet verstaan waaroor hierdie geveg gaan, né, as ek die Here verteenwoordig. En dan kom Goliat en hy wil dieselfde taktiek met Dawid doen, om bevrees maak en om verneder en om verkleineer. Die mense sê, die teoloë sê, dat Dawid ongeveer 14 jaar oud was op hierdie stadium. Hoe dit ook al sê, hy was 'n tiener. En hy sê vir Goliat hierdie woorde, hy sê, jy kom na my toe met al jou wapens, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare. Leerskare is 'n ou vorm van weermag.
In 'n moderne taal sou Dawid gesê het, jy kom na my toe met al jou hommeltuie en al jou missiele, ek kom na jou toe in die naam van die Here van die hemelse weermag. So jy sien my dalk hier staan en jy dink jy kan my verkleineer, maar eintlik is dit die Here van die weermag. Daar is 'n hele weermag hier. En jy is te blind om dit te sien. En die Here van die weermag het my gesê, ek gaan vandag jou kop afkap en jou vir die voëls van die hemel voer. So, as Dawid op die gevegsterrein kom, het hy klaar by die Here 'n plan gekry. Hy het klaar 'n woord en hy sit die woord van die Here in sy mond, want die woord van die Here in jou mond is so goed soos die woord van die Here in sy mond. Het jy daai gekry? Lewe en dood is in die mag van jou tong. Die vrug van jou lippe sal jy eet. Dis hoekom tem jou tong so belangrik is. Ek het die nuutste boek wat ons het is Tem jou tong, wat jy in 31 dae, 40 dae, ek dink is 40 dae, tem jou tong. Dit gaan jou lewe verander as jy tem jou tong in die hande kry. Bestel hom, kry hom, werk hom deur vir 40 dae, is daar elke dag 'n stukkie. So daar's 40 dagstukkies in oor hoe om jou tong te tem. Want die vrug van jou lippe sal jy eet. En mense se tong is die killer switch wat hulle deurbrake en hulle wonderwerke uitkanselleer, vermoor, aborteer. So, onthou nou, toe Dawid hoor, Goliat is daar, toe meld hy aan, hy sê ek sal. En Saul wil vir hom sy klere aantrek en hy sê nee, ek het wapens waarvan jy nie weet nie. Ek gaan met my slingervel en met my klippies. Maar hy het klaar, ek is oortuig daarvan, hy het nie in daai geveg, want dwars deur sy lewe sien ons dat hy hoor eers by die Here, dan veg hy. So as hy op hierdie gevegsterrein kom met hy 'n plan, hy het klaar gehoor die Here sê, jy val, so, luister mooi, hy verklaar Goliat dood, nog voordat die geveg begin het. Dis so belangrik, hy werk van die einde af na die begin toe. Hierdie is wat die Here gesê het gaan gebeur, en dan werk ek dit terug hiernatoe. En nie waar's ek nou probeer ek werk soontoe nie, want dan is jy 'n slagoffer. Dan gaan jy bang word vir die omstandighede, en jy gaan bang word vir hierdie reus wat in jou pad staan, en jy gaan nie kans sien vir hom nie. Maar wanneer jy van die einde af kom, en jy weet klaar, wat sê die Here? So die Here het vir Dawid 'n belofte gegee. Want die Here van die leerskare en die God wat ek dien het vir my gesê, vandag kap ek jou kop af, so uit 'n belofte. As hy op die gevegsterrein kom, het hy klaar 'n woord van die Here. Dis hoe jy enige geveg teen jou wen. Jy kom op die gevegsterrein met 'n woord van die Here. En Dawid sê hierdie woord hardop. Dis soveel belangrike, lewensveranderende, gevegswennende beginsels wat ons in hierdie storie kry. Dit is nie maar net 'n storie nie. Dis beginsels, dis gevegsbeginsels, dis oorlogsbeginsels teen elke Goliat wat teen jou kom, wat vandag nog opereer. Hy het 'n belofte by die Here gekry. Hy sê hierdie belofte hardop. Hy spreek die belofte hardop uit. Hoor jy wat jy moet doen? En dan vat hy sy slingervel en slinger sy klippie en het tref die reus op die enigste plek in sy hele mondering waar daar 'n opening is. Nou sê jy vir my, is dit nou Dawid wat so goed was met 'n slingervel om op daai ou kolletjie waar daar 'n opening was te tref, of dink jy 'n oorlogsengel was hier langs Dawid en toe hy daai slingervel draai, het die engel van die Here daai klip gestuur reguit op die teiken in. Dis sniper prayer. Daai is 'n skerpskutter gebed. Een shot en jy val en jy is dood. En hy gaan kap sy kop af om seker te maak, Goliat staan nie weer op nie. Hierdie is sulke belangrike, lewensveranderende, oorlogswennende beginsels. So, hy het 'n belofte by die Here gekry, hy sit hierdie belofte in sy woord, hy spreek dit uit, en die weermag van die Here laat dit gebeur. Sien jy hoe dit in die praktyk werk? Jy is in 'n situasie, jy is in 'n probleem, jy is in 'n krisis. Goliat daag jou uit. Goliat maak jou bang. Watter situasie maak jou bang? Wat het jou in 'n hoek vasgekeer? Wat voel jy gaan nooit in jou lewe hier kan uitkom nie? Sy naam is Goliat. Kry 'n belofte van die Here oor jou situasie. Hoor by die Here, wat sê hy hiervan? Kry skrif. Dan gaan staan jy voor daai Goliat en jy spreek hierdie woord uit met gesag en met autoriteit.
Jy sit dit in jou mond. En wanneer jy dit spreek, is dit soos die koel uit 'n skerpskutter se geweer, wat Goliat gaan tref waar hy onbeskerm is en hy gaan val. En dan kap jy sy kop af vir die oorwinning. Dis hoekom ons gebedsverklarings gebedskoels noem, want as jy daai prentjie het, en as jy verstaan hoe dit werk, sal jy anders bid as wat jy ooit voorheen gebid het. So, wat is dit? Jy kry 'n belofte, jy vat daai belofte en jy skryf hom oor in jou eie woorde, jy maak dit persoonlik. Jy maak die belofte 'n persoonlike belofte. Jy sit daai belofte in jou mond, so jy gaan hom omskryf. Ek gaan jou nou 'n paar voorbeelde gee van hoe dit werk. Jy vat 'n teks uit die Bybel uit wat betrekking het op jou saak, wat 'n belofte van die Here is. Jy skryf hom oor in jou gebedsdagboek, jou gebedsjoernaal, in jou eie woorde. Jy maak dit persoonlik. En dan kyk jy daai Goliat in die oë en jy vuur daardie koels af met heilige aggressie. Kom ek gee jou 'n paar voorbeelde. Ek spreek dood oor elke siklus van probleme in my lewe in die naam van Jesus. Sien jy hoe jy daai belofte wat Dawid by die Here gekry het, eintlik dan persoonlik maak en in jou eie woorde sê en dieselfde resultate gaan kry. Ek spreek dood oor elke siklus van probleme in my lewe in die naam van Jesus. 2. Elke bose mag wat my goddelike helpers teen my manipuleer, verloor hulle greep in die naam van Jesus. Dink 'n bietjie oor wat jy sê, né? Die Here stuur goddelike helpers om jou te help, en dan is daar hierdie bose magte wat daai goddelike helpers wil manipuleer om jou nie te help nie, en jy verklaar dat hulle greep verloor in die naam van Jesus. Ek en my huis, is nommer 3, is onder die beskerming van die bloed van Jesus, en ons is weggesteek in die skuilplek van die Allerhoogste in die naam van Jesus. Sien jy hoe jy weer eens beloftes vat in die woord van die Here, uit Eksodus wat die bloed aan die deurkosyne gesmeer het, en die Here het gesê, as ek die bloed sien, sal ek nie die verderwer toelaat om daarin te gaan nie. So ek sit my huis onder die beskerming van die bloed van Jesus. En daai bloed in Eksodus was die bloed van 'n lammetjie wat heen gewys het na Jesus wat die lam van God is. So, as ek sê ek sit my huis onder die beskerming van die bloed van Jesus, dan sien ek hoe die verderwer nie toegang het tot my huis nie. En ek is weggesteek in die skuilplek van die Allerhoogste in die naam van Jesus. Dis Psalm 91 wat ek in 'n koel verander het en in my geweer my mond gesit het en afgevuur het met heilige aggressie. Die volgende een. Ek verbied elke sataniese teenaanval teen my en my familie in die naam van Jesus. Hier het ons te doen met 'n bose gees met die naam van Farao. Farao wat jou nie wil laat gaan nie. Farao wat nie wil toelaat dat jy onder sy greep uitkom nie. Farao wat nie wil toelaat dat die kettinge gebreek word nie. Dis 'n gees. Dit verteenwoordig elke situasie in jou lewe wat jou nie wil laat los nie. Elke probleem in jou lewe wat jou nie wil laat los nie. Elke probleem wat die kettinge in plek hou, se naam is Farao. So as jy weet wie hy is, kan jy hom aanspreek. Ons kan nie net in die lug skiet en hoop ek tref ergens iets nie. Jy moet doelgerig geteiken wees. 'n Skerpskutter skiet nie voor hy nie die teiken het nie. Hoor jy my? 'n Skerpskutter skiet nie voor hy nie die teiken het nie. So, nou weet ek, sy naam is Farao. Ek het hierdie konstante herhalende probleme, dan dink ek is vry, en dan is ek weer vas, en net as ek dink, nou het ek deurgekom, dan is ek nie meer deur nie. Ek weet nou, sy naam is Farao. En nou sê ek verbied elke sataniese teenaanval van Farao en sy agente teen my en my familie in die naam van Jesus. En as jy teen my kom, sal jy verdrink in die see en ek sal droë voete deurgaan in die naam van Jesus. Dis 'n kragtige gebed. En as jy dit dan in jou gees, die gebeurtenis in die Bybel oproep waarvan jy praat, verander dit jou gebed dramaties. Jy bid dit en jy sien wat gebeur het in die woord en jy sien hoe gebeur dit in die situasie waarvoor jy bid. Ek blokkeer alle bose toegangsroetes na my en my huis in die naam van Jesus. Elke probleem wat geprogrammeer is in my toekoms, aborteer in die naam van Jesus. As jy op hierdie manier begin bid, sal jy verstom staan oor die resultate
van jou gebed, as jy sien hoe die Here net elke keer vir jou deurkom en groot en wonderlike dinge vir jou doen en hoe die oorlogsengele geaktiveer is om jou te help en jou by te staan. Dis ons eerste saak. So gaan kyk 'n bietjie weer na ons boeke op ons website en kyk wat van daai kan jy gebruik om meer te leer. Ek wil oor 'n tweede ding met jou vandag gesels. Die een grootste sleutel hoekom gebede nie geantwoord word en jou deurbrake uitbly nie. Waarom is dit dat jy bid en jy bid al harder en naderhand vas en bid jy en jy kom net nie deur nie? En die sleutel hiervoor het ek gekry in Jakobus 4, en ons praat by elke gebedsbyeenkoms eintlik daaroor. Hy sê in Jakobus 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. So dis die eerste geheim wat ek wil hê jy moet verstaan. Die grootste rede, die heel grootste rede waarom jy voel jou gebed word nie geantwoord nie en jy kry nie jou deurbraak nie, lê in Jakobus 4 vers 4. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, en dan eintlik in my taal weer, omdat julle net vir julleself bid. Dis 'n sleutel. Jy bid en bid, Here, los hierdie probleem op en Here, gee my 'n deurbraak hier, en dit gebeur nie. Want Jakobus sê die probleem is jy bid net vir jouself, terwyl as ons dink aan effektiewe gebed, dan kyk jy na Jakobus 5 wat sê die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Regverdig beteken jy staan in die regte verhouding met die Here. Die Engels sê the effective, fervent prayer of the righteous man availeth much. The Amplified sê, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available. En die woord wat hy daar gebruik vir power is dunamis, en dunamis beteken the ability to perform anything. Wow! Jy moet 'n bietjie weer gaan kyk na Jakobus 4 en Jakobus 5. So, wat is die sleutel? Kan ek jou uitdaag? As jy nou al 'n lang ruk bid en jy kry net nie 'n deurbraak nie en jy kry net nie oorwinning nie. Kom ons gaan op 'n vas van 21 dae. Maar dis nie 'n vas van kos nie. Kom ons besluit om vir die volgende 21 dae te vas van ek bid nie vir myself nie, ek bid vir iemand anders. Ek daag jou uit om dit te probeer. Kyk in jou kontakwêreld. Wie in jou kontakwêreld ken nie die Here nie, in 'n persoonlike hoedanigheid nie, het nie 'n persoonlike verhouding met die Here nie. Maak 'n lys name. Kyk in jou kontakwêreld, wie het die Here nodig? Maak 'n lys van die name. Wie het die Here nodig? En nou begin jy hier oor hierdie lysie bid. En jy begin oor hierdie mense bid. En jy sê, Here, gee my 'n deur oop na hulle toe. Here, gee my 'n plan, Here. Gee my 'n strategie, Here. En vir 21 dae gaan jy nie oor jou eie saak bid nie. Kyk, die woord van die Here sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alle ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En ek noem hierdie die beginsel van goddelike byvoordele. Die beginsel van goddelike byvoordele. Hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Soek eers God se agenda. Soek eers die dinge wat die Here behaag. Soek eers die dinge wat die Here wil hê. En kom ek sê vir jou, die nommer 1 ding wat die Here wil hê is, dat nie een verlore sal gaan nie, maar dat almal gered sal word. Elke siel is kosbaar. En jy is dalk net die instrument wat die Here wil gebruik en wat die Here kan gebruik hierin. So, as jy daai lysie het en jy sê, Here, ek weet, U wil hê elke een van hierdie moet gered word en die wat U nodig het, U wil vir hulle demonstreer hoe lief U hulle het. Hoe kan U my gebruik hierin? En vir 21 dae werk jy deur hierdie lysie en jy doen wat die Heilige Gees sê jy moet doen. Jy reageer net op wat die Heilige Gees sê. Wat gebeur dan? Al die ander dinge wat jy nodig het, sal vir jou gegee word. Die goed waaroor jy lank bid en nie deurbraak nie, sal ewe skielik in plek val. Goed waaroor jy selfs nie eens gevra het en gebid het nie, sal net gebeur. Ek daag jou uit op 'n 21 dae goddelike byvoordele program en kyk wat
die Here vir jou sal doen. Kan ek afsluit met die killer switch wat deurbrake en antwoord op gebed uitkanselleer. Die killer switch wat maak dat beloftes nie realiseer nie. Wat maak dat die goed waaroor jy bid, die seën wat eintlik na jou toe moet kom, onderskep word en uitgekanselleer word en Satan die wettige reg gee om jou deurbraak te verhinder. En daai killer switch is, wat sê jy nadat jy gebid het? Hoe praat jy nadat jy gebid het? Want onthou, kan ek jou weer terugvat, dood en lewe is in die mag van jou tong, en die vrug van jou lippe sal jy eet. Hoe praat jy nadat jy gebid het vir 'n deurbraak? Hoe praat jy? Ek weet daarom nie of hierdie gaan gebeur nie, en ek raak nou al moedeloos hiervoor, en hierdie ding is te groot vir my. En daai is die killer switch wat jy aansit, wat jou deurbraak aborteer, wat jou deurbraak vermoor, wat die vyand die wettige reg gee om jou deurbraak uit te stel of selfs uit te kanselleer. Jy moet 'n wag voor jou mond sit. Jy praat nie negatief as jy positief gebid het nie, want dan kanselleer dit uit. Hy kanselleer dit uit. Dis verskriklik belangrik. Hoe jy praat, jy moet aanhou geloof praat al voel jy niks. Jy moet aanhou geloof praat al sien jy niks. Partykeer is een skoot nie genoeg nie, maar het jy 'n masjiengeweer nodig. Want as een ou teen jou kom, kan jy nog met 'n pistool regkom. As daar 'n bataljon teen jou kom, het jy masjiengewere nodig. En partykeer het jy missiele nodig. En jy moet verstaan hoe hierdie goed in die geesrealm werk, sodat jy die regte wapens vir die regte situasie kan gebruik. So ek hoop en vertrou dat wanneer jy hierdie goed hoor, dat dit iets in jou aktiveer, dat iets vir jou loskom en dat jy hierdie goed sal toepas, want ek sê vir jou altyd, ek praat prakties met jou. Jy kan hierdie goed eintlik onmiddellik gaan begin toepas. En as jy dit gemis het, jy kan nie na my luister as jy nie 'n pen en 'n papier het of 'n boek het, 'n notaboek het waarin jy kan notas maak en skryf, sodat jy weer en weer daardeur kan gaan en weer na daai beginsels kan kyk totdat dit deel word van jou stelsel en deel word van jou stelsel en dit jou eerste point of reference is wanneer daar iets in jou lewe gebeur. Dan sal jy eers die effek daarvan sien. Onthou, ons is nog besig met Vat Jou Dorp Terug. Ons hou ook gebedsseminare en gebedswerkswinkels. Ek kom gratis. Ek bring die materiaal saam. Jy moet net vir my 'n venue gee en 'n slaapplek organiseer en dan kom ons verder, kos dit jou niks. Maar jy moet gou maak, want ek kan net beperkte tyd afstaan daaraan. So ek het nie vreeslik baie naweke oor daarvan nie. Ons doen hierdie gewoonlik op 'n Saterdag, doen ons 'n gebedswerkswinkel of ons Vat Jou Dorp Terug op 'n Saterdag. As jy belangstel om enige van daai te doen, stuur vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com en ek sal so gou as moontlik na jou toe terugkom, sodat ons 'n datum kan vasmaak. Stuur my jou terugvoer na arendegebed@gmail.com. Vra jou vrae. As jy 'n ernstige gebedsversoek het, stuur dit vir my. En onthou, die salwing van genesing vloei nou sterker as ooit. Moenie moedeloos word al sê die dokter wat nie. Daar is genesing deur die krag van die Heilige Gees wat opereer deur die bloed van Jesus. Tot 'n volgende keer, die Here seën jou.